Goeiedag. Pinkstertyd is vir my 'n ongelooflike tyd van die jaar. Dit is daardie tyd van die jaar waar 'n mens werklik nadink oor die werking van die Heilige Gees in ons lewe. Die Heilige Gees wat hierdie groot transformasie in ons lewe gebring het, wat ons verander het, wat ons verander deur die wedergeboorte, en ek weet nie of jy nog die ou sogenaamde heilsweg onthou nie. Die werk van die Heilige Gees as roeping, wedergeboorte, geloof, bekering, heiliging, regverdiging, volharding, verheerliking. En ja, ons lewe deur die Gees. Laat die Gees ons gedrag bepaal. Ons lewe onder nuwe bestuur eintlik. Dit is wat Galasiërs 5 vers 25 ook vir ons sê. Hierdie beweging is eintlik 'n beweging wat baie jare kom. Hier van 1859, 60, 61, 62, 61 en 62 'n geweldige hoogtepunt bereik het in die Kaap, daar veral in die Parel, en 'n beweging wat baie sterk geraak het op grond ook van 'n invloed wat iemand soos Dominee G.W.A. van Lingen in daardie tyd gekry het. Groot getalle mense wat tot bekering gekom het, 'n hele herlewing wat binne in die kerk plaasgevind het, veral toe mense ook nogal die bewussyn gehad het dat daar's groot probleme binne die kerk, alles is besig om agteruit te gaan, en mense het gesê, maar dit behoort dan 'n terugkeer te wees, en daar behoort 'n terugkeer en 'n toekeer na die Here se kant toe te wees, en dan het hierdie groot veranderings eintlik ook in daardie tyd gekom, groot herlewing, en 'n mens bid altyd in hierdie tyd van die jaar, dat daar 'n nuwe toekeer na die Here sou wees, 'n terugkeer, maar ook 'n toekeer, en ook in ons almal se lewe, dalk ook in jou lewe. Goeie Herder, dankie dat U omsien na al die skape, met die koninklike beleid dat U soek en red, elkeen wat vertrap, vergoed, vermis is. Dankie dat U aan almal wat afgedwaal het 'n warm onthaal bied. Dankie dat U self vir ons 'n weg berei om te drink by die bron van lewe. Dankie dat U gesond maak en ons lei na groen weivelde. Dankie dat ons kan tuiskom in U huis, dat die donker vir altyd verby is en ons met nuwe moed kan leef. Amen. Mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees deur jou kennis van God en van Jesus Christus die Here, en mag die Heilige Gees dit alles in jou lewe vermenigvuldig. Dit is my so lekker om rondom hierdie tema met jou te praat en te kuier. Hierdie tema van hou mekaar vas, selfs met vurige kole. Liefde wat vyande oorwin. Oorwin die kwaad, maar hoe? Ek het hier 'n gebed van iemand in die naam van Eric Milner White. 1884 tot 1964 het hy gelewe. O Heilige Gees van God, kom na ons en beweeg tussen ons. Kom as wind en reinig ons, kom as vuur en suiwer ons. Kom as dou en verfris ons. Oortuig, bekeer en wy ons harte en lewens aan U, vir ons eie welsyn en tot U verheerliking. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vir my is dit nogal belangrik in hierdie hele Pinksterreeks om elke keer terug te gaan na die skildery in die naam van Pinkster, van iemand met die naam van Emile Nolde. Hierdie skildery vat 'n mens eintlik terug, elke keer weer na die Pinkstergebeure. En jy kan dit regtig maar gaan soek op die internet en na die prentjie gaan kyk ook, van Emile Nolde, die skildery wat hy gedoen het oor Pinkster. Hierdie 11 figure wat by mekaar is, die invloed van Pinkster, die werk van die Heilige Gees in die lewe van die disippels gedoen het, om hulle by mekaar te bring, mense wat eintlik half sou rondgeskarrel gewees het, ook na die opstanding van Jesus Christus, en dan by die hemelvaart
ook by mekaar gekom het, hulle self so georiënteer het in hulle afwagting, en dan met die Pinkster sou hulle lewe ook verander. Want skielik het hulle hierdie ongelooflike dinamiese krag binne in hulle, in 'n hele beweging na 'n hele toekoms toe, en daarvoor moes hulle gereed wees. In hierdie skildery maak voorsiening vir daardie tonge soos van vuur, en mense wat naby mekaar kom, veelkleurig, oë wat wyd oop is, beweging na mekaar toe, Petrus wat in die sentrum staan, Judas wat afwesig is, en 'n uitreiking, 'n beweging na Thomas se kant toe. Wil mense amper sê 'n konsolidering van mag en van diensbaarheid eintlik binne in daardie tyd. En as 'n mens dan dink aan die gemeente waarvoor Paulus geskrywe het, die gemeente in Rome, waar hy nog nie gewees het nie, waarvan Romeine 12 ook praat, dan is dit vir Paulus belangrik om uiteindelik iets in die gemeente se lewe in te dra, want hy wil graag by hulle wees, maar hy wil ook hê dat daar 'n bepaalde kwaliteit van lewe bestaan by daardie gemeente is, wat ook tussen Joodse Christene en heidense Christene verdeel sou kon wees, en nou ja, dan ook die magte wat van buite afgekom het, soos wat die Romeinse regering destyds ook op mense sou afgedwing het. So, dis asof die hele wêreld eintlik binne in die kerk kom, in dit wat nie goed is nie. En dan is dit vir Paulus belangrik, dat daar werklik waar ook 'n eenheid binne in daardie gemeente sou kon wees. In Romeine 12 help 'n mens geweldig met die status en die karakter van die mense, en die kwaliteit van lewe wat binne in 'n gemeente behoort te wees. En daarom ook hierdie tema van hou mekaar vas. Selfs met vurige kole, met ander woorde met 'n tipe van 'n alternatiewe gedrag. Liefde wat vyande oorwin. Oorwin die kwaad. Maar hoe oorwin 'n mens die kwaad? Want die kwaad is maar altyd daar. Die moeilike omstandigheid is maar altyd daar. Die vraag is, wat maak 'n mens ook daarmee? Ek wil sommer 'n paar gedagtes vir jou lees, sommer uit Spreuke 25, vers 21 en 22, voordat ek nog by Romeine kom, en ook by 'n gedeelte in Matteus 5. As jou vyand honger is, gee hom brood om te eet. As hy dors is, gee hom water om te drink, want jy stapel vurige kole op sy kop, en die Here sal jou beloon. En dan Romeine 12 van vers 14 af. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. En dan is daar 'n ander manier om vers 17 ook te lees. Jy moet nie kwaad in die plek van kwaad gee nie, maar bedink goed voor alle mense. Plaas die goeie in die plek van die kwade. Geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskryf, aan my kom die wraak toe. Met ander woorde, wraak kom God toe. Ek sal vergeld, sê die Here, en dan weet ons dat hy nie altyd vergeld nie. So bekende gedagte, wat beteken moenie wraak neem as jy benadeel is nie. Of moenie wraak neem soos jy gewoond is nie, want dis mos maar die styl wat ons eintlik het, 'n gewoonte om wanneer ons die belewenis het dat ons verontreg is op 'n of ander manier, dat ons negatief kan optree en onsself kan wreek op een of ander manier op 'n harder of sagter wyse. En dat 'n mens naderhand 'n tipe van 'n gewoonte, gedragsgewoonte aankweek om so te lewe. Vers 20 sê, maar as jou vyand, dit is die alternatiewe gedrag, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Maak jy met ander woorde vuurwet van skaamte. En dan Matteus 5 vers 43 tot 48. Nou iets van die grondwet van die koninkryk, dit wat 'n mens kry in die bergpredikasie.
van vers 43 af. Wys jou net nie, die Bybel weerspreek homself nooit. Hy sê dieselfde goed uiteindelik vir jou. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader in die hemele kan wees. Hy laat immer sy son opkom oor slegte en goeie mense, en hy laat dit reën oor wetsgehoorsamers en wetsverbrekers. As julle diegene liefhet wat vir julle liefhet, verdien julle dan enige beloning. Maak die tollenaars nie ook maar so nie. En as julle slegs julle broers groet, wat doen julle meer? Maak die heidene nie ook maar so nie. Wees dus volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Sommige so sy gedagte partykeer dat jy vir party ouens meer ruimte kan gee om nader te kom en iemand met ongelooflike entoesiasme kan groet en ander mense eintlik maar net so half terloops uiteindelik kan groet of selfs glad nie kan groet nie, dat jy dalk veral wanneer jy in enigstens iets teen iemand anderster sou hê. Ja, ek dink dis nogal so nie. Baie keer het jy hierdie gevoel van ek kan jou verbrysel. Want ek kan glad nie met jou klaarkom in 'n situasie nie. Dit is so ongelooflik moeilik. Veral wanneer iemand iets aan jou gedoen het wat vir jou moeilik is. En dan om teenoor waar jy hierdie beweging wil hê van ek wil jou letterlik verpletter, 'n ander gesig kan opsit van vriendelikheid, van om te glimlag ten opsigte van iemand. Paulus sê oor ons vyande, wie is hulle eintlik? Kom ons sê maar die een wat radikaal van ons verskil. Dis nie wat Paulus eintlik sê nie, maar dis die implikasie van die goed van ons vyande. Dit kan maar wees die een wat radikaal van ons verskil. Dis die mense met wie binne in 'n gemeenskap, binne in 'n gemeente, die ou wat van jou verskil, is die ou wat jy kan marginaliseer, wat jy eintlik een kant toe kan stoot. Dit kan diegene wees wat ons vervolg. Alhoewel diegene wat agter jou aanloop, wat besig is om jou op een of ander manier van agteraf te benadeel. Hoofstuk 12 vers 14. Wat ons kwaad kan aandoen, wat ons kan seermaak, wat ons kan beskinder, wat op ander maniere ons kan benadeel. En dis diegene, met ander woorde die vyande, die oues, op wie jy sou sê, ek myself sou wil wreek, 12 vers 19, waar ek iemand sal wil vergeld vir dit wat hy aan my gedoen het. En dan nie sommer net aan daai persoon nie, maar sommer ook aan die hele familie, aan almal wat deel van hom is. O, groot stryd. En die ergste van hierdie goeders is dat dit nie net in die samelewing plaasvind gewoonlik waar ons elke dag leef nie, maar dat dit 'n werklikheid kan wees binne in die kerk, dat dit iets van die realiteit was van 'n gemeente soos daar in Rome, klein gemeentes, huisgemeentes eintlik. Wat vra Paulus, en daar's 'n fancy woord daarvoor, subversiewe gedrag. Onverwagte alternatiewe gedrag. Wanneer ons sê, hou mekaar vas, selfs met vurige kole. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. Of as hy dors is, gee hom iets om te drink. Want so hoop ons vurige kole op hulle kop. 12 vers 20. Dan word dit gaan ook nie deur, want 'n mens kan partykeer ook die goeie, as iemand kwaad aan jou gedoen het, dan kan jy die goeie aan iemand wil doen, om eintlik te wys hoe oulik is jy, dat jy nie dieselfde gaan doen nie. Dan doen jy ook nie meer regte rede goed nie, maar dit gaan daaroor om die positiewe uiteindelik te bewerk, nie om iemand met die goeie terug te kry nie, maar om die goeie te bewerk, as jy verstaan wat ek daarmee bedoel, die onderskeid wat ek graag wil maak. En wat is die positiewe gevolg? Positiewe gevolg is, so hoop ons vurige kole op hulle kop op. Maak iemand rooi van skaamte. En dit is eintlik die punt,
Daardeur maak 'n mens 'n gemeenskap heel. En die ander belangrike ding is, kwaad moet altyd by ons stop. Kwaad kan nooit verder gaan as daar waar ons is nie. En ons kan dit mos stuur, ons kan dit mos aan die jaag, voortdurend deur. En deur die jare, kerke, gemeenskappe, alles wat verskeer is deur mense wat hulle uiteindelik laat geld, selfs van die kleinste dingetjie wat iemand sou kom veroorsaak. Maar die kwaad belangrike is dat ons mekaar moet vashou. En dat die kwaad met ander woorde by ons moet stop. Dat ons mekaar moet vashou selfs met gloeiende kole. Want die vroeg-Christelike gemeente, veral wat 'n mens van lees in Jerusalem, waarvan Handelinge 2 praat. Kyk net wat se alternatiewe gedrag was daar. Die manier van saamleef met mekaar, dat hulle so hoog gaan aansien was, dat die Here daagliks die getal van die gelowiges, wat die ouens wat tot bekering gekom het, by hulle kom voeg het. Aan die ander woorde, mense wat geleer het om ruimte te maak, en hoe droom ons nie nog al die tyd ook om te wees soos daardie gemeente nie. Want positiewe gedrag sit jou op die voorvoet. Proaktiewe gedrag. Met ander woorde, mense kan hierdie teks eintlik vertaal as, moenie wraak neem soos julle gewoond is nie. En dit wys dat gelowiges eintlik teen die grein van hulle samelewing en selfs teen hulle eie grein ingaan. Want ek voel op 'n sekere manier en nou tree ek op 'n ander manier op. En bring dit my elke keer weer terug by die prentjie van Emile Nolde wat hy gemaak het daaroor. Dat binne in 'n mens se gedagtes dit al hoe meer helder moet wees en daar 'n stuk vrede en 'n stuk vryheid uiteindelik binne in jou moet kom. Maar hoe hou ons mekaar vas? Ons doen dit, ons hou mekaar vas as ons leer dat oordeel oor ander en die uitdeel van wraak nie aan ons gegee is nie en dat dit uiteindelik ook nie aan ons behoort nie. Ook al voel ons hoe oordeel of regverdige toorn, heilige woede, ons noem dit heilige woede, of dis regverdig ook in ons opwel. Want ons sien te min, ons spyl uiteindelik te bolangs, ons kyk van te naby. Ons kan nie God speel nie. Ons doen dit, ons hou mekaar vas, wanneer ons liefde beoefen. En dit is nie altyd die maklikste opset wat 'n mens in kan wees nie. En hoeveel geweld word baie keer nie in Jesus se naam aangeblaas nie. Hoe baie keer kan ons nie vir Jesus uiteindelik aan ons kant vat nie en begin en namens hom uiteindelik wil optree nie. En hoe word haat en woede en bloed baie keer vergiet, haat gepredik en bloed vergiet in die naam van Jesus nie. Wat ons dan sou praat en dit alles gebore uit sogenaamde vrome liefde. Met die regte perspektief op die kwade, in lyn met die Pinkstertema sou ons dus heel geloofwaardig en kreatief Paulus se opdrag oorwin die kwaad kom vertaal met hou mekaar vas. Romeine 12-13 om nie af te dwaal tot die vlak van kwaad en kwaad met kwaad te vergeld nie. Die stryd aan te knoop met dieselfde middele in ons stryd teen die kwaad, maar dan nie net spieelbeelde word van wat ons wil weerstaan nie. Aan die ander woorde, om nie net spieelbeelde te word van dit wat ons eintlik sou teestaan nie. Paulus het baie sterk in sy kop iets van die messiaanse koninkryk. Die tyd waarin ons leef totdat Jesus weerkom. Mens kan praat van die Christus tyd as jy wil, maar onthou, Christus is die Messias, hy is die gesalfde. Maar as 'n mens praat van die messiaanse tyd, dan beleef 'n mens ook iets van die werklikheid van die Messias wat gekom het en wat uiteindelik ook weer gaan kom en onder wie se heerskappy ons ook lewe in hierdie Christus tyd totdat Jesus weer kom. Die regering binne in hierdie tyd is 'n alternatiewe tyd, want hierdie afwagtingstyd wat binne in ons lewe ook in die bedeling van die Gees maak die verskil.
In die lig van die messiaanse tyd, wat aangebreek het, kan dit beteken, God kan wraak neem, maar hy doen dit ook nie. Paulus se aanhaling kan hier ook so geïnterpreteer word. Hy sê nie pertinent ergens, dat God wraak neem. Hy sê, die wraak kom God toe, maar nie noodwendig dat hy wraak neem nie. Hy sê baie dat God barmhartig is. Alhoewel God alleen kan oordeel en vergeld, doen hy dit nie altyd nie. God draai nie sy rug op mense nie. Hy wat die volste reg het om mense te verwerp, hy doen dit nie. Hy gaan haal juis mense, wil juis mense gaan haal, wil juis vir mense intrek binne in sy koninkryk. Alternatiewe gedrag. Dink altyd aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, wat net anders optree. Wat anders optree en uiteindelik die kerklike figure van die priester en die leviet kon beskaam in terme van daardie optrede wat hy het, want mense sou neersien op die Samaritane en hulle sou negatief kon wees en negatief kon optree teenoor die hele samelewing wat met hulle iets te doen het en 'n naamlose figuur lê daar in hierdie Samaritaan kon tree anders op, beskamend vir die figure ook van die tyd. Voorbeeld gedrewe. Die dryfveer vir optrede by ons en oor hoe dit behoort te wees, is altyd die barmhartigheid van God. In die beste manier oor hoe ons dit in ons samelewing kan wys, is in ons optrede. En dis wat Paulus van daardie gemeente in Rome ook verwag het, om anders te wees, om nie te wees. Ons tree so op, want God tree so op. Dis wat hulle beveel word om te doen. En dit wat hulle beveel word om te doen, dryf in baie gevalle in teen die algemene norme van hulle samelewing en van hulle omgewing en van dit wat hulle beleef. En dit vra uiteindelik ook van ons dieselfde. Gedrag. En daarmee wil ek afsluit. Gedrag beïnvloed gedrag. Hoe ons optree beïnvloed die omgewing wat rondom ons is. En binne kerklike gemeenskappe, binne geloofsgemeenskappe is dit ook so. En is dit so belangrik dat ons werklik in tye van hierdie mekaar ook sou vashou met hierdie ding van, ja, selfs met gloeiende kole, om daardeur vyandskap en alles te kan oorwin, en iets van die nuwe tyd van God te laat realiseer binne in die tyd waar binne in ons sou kon lewe. Sulke optrede doen 'n beroep op ons teestanders se gewete, om hulle eie optrede met ons optrede te vergelyk, en hulle op so 'n manier tot omkeer en inkeer te bring, en daardeur die kwaad deur die goeie te oorwin. Ek bid so dat die Here regtig ook daardie dinge wat skeiding maak binne in ons gemeenskappe, in ons geloofsgemeenskappe tussen ons, goed wat oor jare gebeur, wat baie keer ongemak by mense plaas, dat ons die vermoë het om daarbij verby te lewe, om nie heeltyd vas te kyk teen iewerster 'n plek waar ek kan voel dat ek verontreg is nie, maar dit kan los en iets nuuts kan lewe, dat die goed wat skeiding maak kan gerelativeer word, kan minder word, sodat mense uiteindelik saam kan wees. En dit is iets van Jesus se hoëpriesterlike gebed ook, dat hulle een mag wees, sodat mense ook kan glo, die disippels ook een kan wees, sodat hulle ook kan wees, die samelewing kan weet, dat die Vader ook vir hom na die wêreld toe gestuur het. Mag die Here vir ons dan ook daarin lei, om iets van 'n eenheid, iets van 'n deernis, iets van 'n passie, iets van omgee,
iets van die mooie te vertoon, ook binne in hierdie fase waar binne in ons lewe. Die Here stuur ons om te leef. Te leef daar waar ons elke dag kom. Mag die Here ook vir jou daai genade gee. Hemel Here, baie dankie vir die feit dat ons vir U ken en dat U vir ons kom wys het wat liefde is. U kon ons vernietig oor ons sonde. Ja Here, U kon ons vergeld daarvoor. Maar U kies om uiteindelik U seun na die wêreld toe te stuur, om genade vir ons te bring. En dankie dat ons deur die Heilige Gees in Christus Jesus ook deel kan hê aan hierdie genade. Dankie dat ons dit aanneem, omdat die Heilige Gees dit ook in ons lewe 'n werklikheid kan maak. En hoe belangrik is dit nie, om dan juis ook iets van daardie liefde en daardie deernis en daardie passie en daardie vergifnis en daardie soort van gedrag te vertoon in die wêreld waar binne in ons lewe, sodat die mense ook iets van U hart ook kan verstaan en iets daarvan kan beleef en Here, dat ons mense vir die oomblik kan wees, dat die kwaad by ons kan stop en die nuwe ook weer by ons kan begin. Ons bid daarvoor. Ons bid vir 'n heel gemeenskap, ons bid vir 'n eenheid binne in ons gemeenskap, ook hier waar U vir ons geplant het dat ons hier kan blom. Wil U ons gemeentes met ongelooflike genade ook seën. Here, om voorbeelde te wees hier waar ons is. Dankie Here vir die eenheid wat reeds bestaan, vir die mooiheid wat hier bestaan, vir die ondersteuning en alles wat hier bestaan. Here, dankie dat dit al reeds tot voorbeeld kan wees en dat ons daaruit ook verder kan bou. Ons dankie daarvoor in die kosbare naam van Jesus die Here. Amen. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en hy sal in jou vrede gee. Amen. Geniet die dag. Mooi bly.